Vrydag. Baie welkom, as ons ook so stil word voor die Here. Wat het ook vir jou in hierdie tyd, in die tyd van Pasen, as ons alle nader beweeg aan Pinkster, en dan sien mens amper hierdie sikliese momente, ek wonder wat, as jy so 'n bietjie op jou foon se galery verbygaan en kyk, waar was jy 'n jaar gelede? Wat is die foto's, of wat is die dinge, of die plekke? Gewoonlik het jou foon altyd so, maak hy partykeer, deesdae maak hy sommer self so 'n galery of 'n collage van foto's, wat 'n jaar terug hierdie tyd, of 2 jaar terug hierdie tyd plaasgevind het. En is altyd baie interessant. En dan gaan jy sommer so, dit is baie moeilik partykeer om te onthou wat het presies in nou se lewe gebeur, maar wanneer jy na die foto's kyk, dan onthou jy, dit het gebeur, en dit het daar gebeur, en ek het hierdie ervaring gehad, en ek het hierdie ontmoeting gehad, en hierdie was vir my baie moeilik, of hierdie was vir my wonderlik. En so is dit ook, om so deur die kerkseisoen te stap, en in hierdie Pinkstertyd, wat vir ons voorlê, en die tyd van die hemelvaart, ek dink altyd in hierdie tyd, oor hoe dit werk, dat die Gees ons in hierdie wêreld amper instuur, amper lanseer op 'n bepaalde missie. En Petrus help vir my en vir jou om iets werklik van ons identiteit te besef, en dit opnuut te ontdek. En dat dit amper dit vir ons die wegspringblokke is wat ons help om in te skiet in hierdie wêreld, en dit wat die Gees ons heen stuur ook in hierdie tyd. Is om te weet wie ons is, sodat ons kan gaan doen en gaan leef soos wie ons is. Petrus skryf, en ons lees 1 Petrus 1, ons lees vers 17 tot 21. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in hierdie wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Word amper weer herinner, julle in hierdie tyd van julle vreemdelingskap, kies die edele lewe, kies 'n lewe van eerbied, ten spyte van julle vreemdelingskap. Haak dit aan by gister se gedeelte, hierdie heiligheid, om geheilig te wees, omdat ons voorbeeld, ons meester, ons koning, heilig is. En dan sê hy, maar julle moet dit hoor, julle is nie uit verganklike middele, soos silwer of goud losgekoop nie. En daai woordjie leitroe, losgekoop, is dieselfde woord wat gebruik word wanneer slawe deur 'n losprys uit hulle slawe bestaan, of uit hulle slawerny losgekoop word. Dit amper het 'n splinternuwe identiteit. Dink maar byvoorbeeld, ek weet nie eers hoe ons onsself dit kan indink nie, is iemand wat dit te beurt val, 'n slaaf, wat nie langer, daar is 'n losprys betaal, sodat hy nie langer 'n slaaf hoef te wees nie. Amper 'n splinternuwe identiteit. En dit is presies wat Petrus vir sy gemeentes hier in Klein-Asië sê. Dis nie 'n goedkoop losprys nie, dit was die hoogste prys. Die lam sonder liggaamsgebrek wat vir julle geoffer is. En daarom kan julle geloof en hoop op hom rig.
Dit is seker vir ons die moeilikste ding as ons vreemdelinge is in 'n wêreld, maar as ons weet wie ons is, dan stel dit ons in staat om aan te hou, met te volhard en ons oë te vestig en dit op God gerig te hou. En mag ek en jy juis ons oë gefestig hou op die Here, omdat ons weet dat ons deur die hoogste prys losgekoop is. En daarom kan ons die edele lewe kies, ten spyte van ons vreemdelingskap in hierdie wêreld. Kom ons sê ook na die Here dankie. Here, wonderlike voorreg om as nuwe mense te leef. As mense wat nie meer 'n sinlose, oorgeërfde bestaan aan deel het nie, maar 'n splinternuwe identiteit ontvang het, omdat ons losgekoop is deur die hoogste prys. En daarom kan ons ten spyte van ons vreemdelingskap in hierdie wêreld vashou aan hierdie wete en ons oë gerig hou op U. Dankie daarvoor, Here. Ons loof U daarvoor. Amen. Seën en voorspoed, ons gesels weer.